Ons gaan vanoggend ons lees uit Lukas 19 vers 1 tot 10. En voordat ons lees en voordat ons beweeg na hierdie gedeelte toe van die erediens, wil ek vra, kom ons sit net so en dan raak ons net rustig en ons bid tot die Here. Liewe Heer, hier staan ons, hier sit ons vanoggend voor U, en Here, elke een met 'n verwagting. Elkeen iets wat hulle gemotiveer het om op te staan en vanoggend hier te kan wees. Here, ek wil vir U vra, kom en maak ons rustig dat ons na U woorde kan luister en kan hoor wat dit is wat U vanoggend vir ons wil sê. Ek wil vir U vra, kom en wees saam met ons. Kom en lei ons, behoed ons en dra ons. Here, sodat ons sal weet dat net soos wat U vir Saggeus op U naam geken het, so ken U ons op ons eie naam. Here, ek wil vir U vra, Here, kom en werk in elke een van ons harte, se verstand en se siel, sodat hierdie woorde op nat grond kan val, wat reg is om te groei, wat reg is om nuwe lewe te skep. Here, kom en wees asseblief vanoggend saam met ons. Kom en stap hierdie pad saam met elke liewe een van ons, sodat dit wat ons hoor, ons kan gaan uitleef daar buite. Here, ek vra dit alles in U groot en almagtige naam alleen. Amen. Ek lees vir ons, ek wil eers vra, as daar enige kindertjies is wat graag wil vorentoe kom, as daar enige kindertjies is wat graag wil vorentoe kom, julle is nou meer as welkom om voor te kom sit. As julle nie wil nie, gaan ek julle nie forceer nie. Ek gaan vir ons uit Lukas uitlees. Jesus en Saggeus. Jesus het in Jerigo ingekom en hy het deur die stad geloop. Daar het 'n man gewoon, sy naam was Saggeus. Hy was die hoof van die tollenaars en hy was 'n baie ryk man. Hy wou graag vir Jesus sien. Hy wou sien wie hy is. Maar omdat daar so baie mense was, kon Saggeus nie vir Jesus sien nie, want Saggeus was 'n kort mannetjie. Toe het Saggeus verder op die grond gehardloop en hy het 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy vir Jesus kon sien, want Jesus moes daar verbyloop. Toe Jesus by die boom kom, het hy opgekyk en hy het vir Saggeus gesê, Saggeus, klim gou af, want ek moet vandag by jou huis bly. Saggeus het gou afgeklim en hy het vir Jesus in sy huis ingenooi. Saggeus was baie bly dat Jesus in sy huis wou bly. Maar almal wat dit gesien het, was ontevrede. Hulle het gesê, Jesus het by 'n sondige man se huis ingegaan om daar te gaan bly. Saggeus het toe voor Jesus gaan staan en gesê, Here, ek beloof ek sal die helfte van alles wat ek het vir die arme mense gee. En as ek te veel geld van iemand gevat het, sal ek dit 4 maal meer teruggee. Jesus sê toe vir Saggeus en vir almal wat ontevrede was, vandag het God by hierdie mense se huis gered. Want Saggeus is ook van die nageslag van Abraham. Ek, die seun van die mens, het gekom om almal wat verlore is, te soek en te red.
net tot sover. Ek gaan nou hier onder gaan staan. Hier is nou nie vreeslik baie sweeties vandag nie. Nie soos ander kere nie. Ek gaan vra, JC, slaap ons baba? Ek kan jy in elk geval nie sien nie. As hy nie slaap, sal jy gou hiernatoe kom asseblief. Okay, ons baba slaap nie. Ek gaan nou eers dat ons 'n speletjie speel. Is dit reg julle drie? So die speletjie gaan so werk. JC gaan 'n prentjie by hom hou, né? Maar die doel is, hy mag nie dat julle sien wat die prentjie is nie, maar julle moet alles doen om by hom uit te kom om te sien wat is die prentjie. Is dit reg so? Ek gaan net ons kind vat. So jy moet nou daai prentjie met jy nou by jou hou, vat sommer met die hele pakkie, dis okay? En dan moet jy nou net so maak dat hulle dit nie sien nie. Julle drie kan opstaan en dan moet julle nou enigiets doen om hierdie prentjie wat JC teen sy lyf gaan hou te sien. So julle moet nou enigiets doen om daai prentjie te sien. Julle kan hom omkoop as julle wil. Julle kan hom jaag as julle wil. Dit is lekker groot hier voor. Julle kan nou enigiets doen om hierdie prentjie te sien. En die ene wat dit eerste sien, julle kry eerste 'n sweetie. Julle kan saamwerk ook om die prentjie te sien. Julle kan 'n plan beraam, enige iets. Moet tog nie vir die gemeente wys wat op die prentjie is nie. Okay, jy kan eers 'n sweetie kry. Hoe het dit vir julle gevoel om nie te weet of om te sukkel om die prentjie te kry? Was dit vir julle lekker? Het julle 'n bietjie frustreerd geraak toe hy weggehardloop het? Ek het geweet julle sal nie regtig nie. So, hoe voel die res van julle? Wil julle graag weet wat op die prentjie is? En jy kan nou maar as jy wil vir die gemeente wys, maar as jy nie vir hulle wil wys, jy kan dit vir jouself hou. Dis 'n prentjie van Jesus saam met kinders. En dit is eintlik so deel van Saggeus se storie. Saggeus was hierdie kort klein man gewees en ek dink hy was dalk nog korter as wat ek is. En ek weet nie of het julle al ooit in 'n konsert gesit waar iemand gesit het, 'n tannie met sulke groot hare en 'n mens kan nie verby sien nie. Was julle ooit in so 'n konsert gewees? Of by die skool gewees en die persoon wat voor jou sit is so groot matrikulant en 'n mens kan nie verby hom sien nie. Dit maak 'n mens baie keer so 'n bietjie kwaad. Want nou kan ek nie sien nie en ek wil ook graag sien. En dit is waar Saggeus was. Hierdie kort klein man wat graag vir Jesus wou sien, hy hoor so baie van hom. Hy wil ook graag vir Jesus gesien het, maar hy kan nie. Want hy besef, hier's 'n skare mense voor hom en hy gaan 'n slim plan moet maak as hy vir Jesus wil sien. En hy besluit om in 'n boom in te klim. Het julle al ooit 'n boom geklim?
Was jy al ooit hoog in 'n boom? En as 'n mens mos hoog in 'n boom is en jy kyk af, dan lyk alles groter. Jy kan meer sien, nê? So dit is hoekom hy toe nou besluit het, as ek in die boom klim, gaan ek mos nou vir Jesus bietjie beter kan sien. En Jesus het geweet. Hy het geweet Saggeus gaan in die boom vir hom sit en wag. En hoe wonderlik is dit nie? Maar voordat ek myself te ver vooruithardloop, wil ek eers vra, het julle al ooit gehoor mamma of pappa of die juffrou by die skool of 'n maatjie of 'n wie ook al sê, ek hou nie baie van daai persoon nie. Nee, mens hoor dit baie. Of bly liewers weg van daai persoon af. Moet nie met daai persoon speel nie. Moet nie met daai persoon enigsins in 'n gesprek ingaan nie. Het julle dit al gehoor? Nee? En dit is waar Saggeus was. Die mense het gesê, bly liewers net weg van hom af. Hy's 'n slegte mens. Bly liewers net weg van hom af. Hy mag dalk kan jou afsmeer. Was jy al ooit vuil gewees? Soos in die modder gespeel. En as jy mos nou vuil, nê? Nou dit was basies Saggeus gewees. Hulle het gesê, moet nie met hom meng nie. Hy gaan aan jou afsmeer. Hy gaan 'n slegte invloed op jou wees. So bly liewers weg van hom af. Ek dink kom ons gee vir julle elkeen ook 'n sweetie, want Shame, julle het nou nie gekry nie. Kry vir julle tweeetjies. Kry 'n lekker sugar rush. Gelukkig gaan julle saam met mamma en pappa huis toe. En dit is regtig wie Saggeus was. Hy was 'n tollenaar geweest. Weet julle wat is 'n tollenaar? Wie van julle kan vir my sê wat is 'n tollenaar? Ken julle vir oom Sars? Hy was basies 'n oom Sars geweest. Dit beteken hy was iemand geweest wat ander mense se geld gevat het as hulle belasting. Maar partykeer of meeste van die tyd dan sou jy net gegee het dit wat jy moes gegee het. Ek sou net my klein deeltjie gegee het en dan het ek daarmee nog 'n bietjie gehad om van te leef. Want die mense van daai tyd was maar arm geweest. Maar dan het Saggeus gegaan en hy het so 'n bietjie meer gevat. En die mense was eintlik half gelos dat hulle nie kon lewe nie. Hy het meer gevat as wat hy moes gevat het. En daarom het die mense gesê, ek hou nie van die man nie. Ek wil hom nie naby my hê nie. Stuur hom liewers weg. Hy's nie welkom hier in my spasie nie. En wat doen Jesus? Weet julle wat het Jesus toe nou gedoen? Hy het hom anders te hanteer. Het julle al ooit glad nie van 'n maatjie gehou nie? En dan kom iemand en hulle is super nice met daai persoon en dan voel dit vir jou, hierdie is nie vir my lekker nie. Ek wil nie hierdie hê nie. Dis wat Jesus gedoen het. Hy kom en hy wees vriendelik met iemand wat die ander mense nie wou gehad het. Jesus moes meer vriendelik wees nie. Hulle wou gehad het, Jesus moes gaan en met Saggeus gaan raas het. Vir Saggeus gaan sê het, hoe durf jy doen wat jy doen? En weer eens sien ons net hoe Jesus nie so is nie. Hoe Jesus anders is. Anders reageer as hoe die mense wil gehad het, Jesus moes reageer. Dink julle dit is regverdig? Wat sal julle sê? Nie regverdig nie, of regverdig? Is julle nog so op die 50-50? OK, ek is ook op die 50-50. Die mense het vir Jesus goed gesê, soos daai man steel my geld. Daai man dink, hy is belangriker as die res. Hy was hoogmoedig geweest. Hy was regtig nie 'n nice mens geweest nie. Dis regtig nie iemand wat jy soms sal nooi vir 'n braai en sal sê ek sien uit daarna nie. En al was Saggeus hierdie ongelooflike ryk man geweest. Die beste klere gehad, die beste kar gehad. Wat is vir julle die beste? Die beste golf, ag nee, die beste bat. Cricket bat, nê?
Hy het dit gehad. Hy het die beste van die beste gehad. Die brandklere, hou julle van Nike of van Adidas. Hy het dit gehad. Hy het alles gehad. En tog hier binne in hom was 'n leë kol gewees. En Jesus het geweet, daai leë kol kan net hy vul. Hier's 'n geleentheid vir Jesus om vir Saggeus te sê, leef anderste. Dis nie verkeerd dat Saggeus al hierdie goed gehad het nie, maar wat Saggeus daarmee gedoen het, dit was die probleem gewees. Dis nie verkeerd dat hy ryk was nie, maar hoe hy ryk geword het, was die probleem gewees. Die hoogmoed. Dit was die probleem gewees aan die einde van die dag. En ewe skielik, toe daai man hier in die hoë boom sit en hy dink, nou kan ek ten minste vir Jesus sien, het Jesus vir hom reeds gesien. En hy sê nie net vir hom, hy man, kom uit die boom uit nie. Hy roep hom op sy naam, hy sê, Saggeus, kom uit die boom uit. So kom hy vandag na elke liewe een van ons toe, hy roep ons op die naam en hy sê, kom, Monazel, kom uit die boom uit. Ek moet vanaand by jou gaan slaap. Hy roep ons op ons naam en hy sê, kom man, kom uit die boom uit, ek ken mos vir jou, ek is mos al 'n ou vriend van jou. Kom klim uit die boom uit. Jesus was nie een keer gefokus op alles wat Saggeus verkeerd gedoen het nie. Was julle ooit so kwaad vir 'n maatjie gewees, julle kan nie verby die sleg kom nie. Al die seer kom nie, die lelike woorde. Nee, dis nie lekker nie. Dis nie lekker altyd, as iemand vir jou sê, man, jou skoene is lelik nie. Dis nie lekker nie. En dan baie keer hou ons hierdie wrokke teen daai mense vir baie jare. Julle weet dit dalk nog nie, maar hier sit mense my ouderdom en ouer, wat op skool het iemand iets vir jou gesê, sommer net om dit vir jou te sê, en vandag sit jy nog steeds daarmee. Die Saggeus wat in die boom sit nog steeds met alles wat in sy lewe met hom gebeur het. En Jesus is nie een keer gefokus op daai maatjie wat vir jou gesê het, jou skoene is lelik en daarom het jy ander skoene gevat nie. Of vir mamma en pappa gaan sê, ek kort ander skoene, want die maatjie het gesê, die skoene is die beste skoene. Daarom het ek nou die skoene nodig. En dan gaan jy skool toe en jy gaan spot eintlik half daai ander maatjie om te sê, kyk wat se skoene dra ek nou. Verstaan, daai gespottery, daai boelie. Jesus is nie gefokus op al die foute wat Saggeus in sy lewe gemaak het nie. Jesus is gefokus op daai kol in sy liggaam, daai eensaamheid, daai ek weet nie meer wat te kant toe nie. Jesus is daarop gefokus. Jesus is gefokus daarop om hierdie verlore persoon te red en 'n nuwe uitweg te gee. Iets nuut te maak. Kan julle onthou wat het Saggeus toe vir Jesus gesê? Wat gaan hy doen met al sy geld? Ja, hy gaan dit teruggee. Hoekom gee hy dit terug? Weet julle? Want hy weet hy was verkeerd geweest. Hy weet hy was verkeerd. En op 'n manier is hierdie geld wat hy ingekry het, wat nie eintlik syne was om in te kry nie, dit wat tussen hom en Jesus gestaan het. En Jesus sê, ek breek dit af. Ek fokus op jou toekoms. Ek fokus op dit wat jy nog gaan bereik. Ek gee vir jou genade. Weet julle wat is genade? Wat is genade? Wie van julle kan vir my sê? Kom ek gee vir julle nog 'n sweetie. Julle kan nog 'n sweetie kry.
Wie van julle weet wat is genade? Okay. Kan iemand van die gehoor vir ons verduidelik wat is genade? Wie van julle wil 'n sweetie hê? Janu? Genade is 'n Jesus wat aan 'n kruis hang en sonde dra wat nie sy sonde was nie. Genade. Genade is om vrede te maak met iemand, al was dit nie jou skuld nie. Genade is om te sê, ek hou nie hierdie goed teen jou nie. God wys, Jesus wys vir Saggeus genade. En ek wil begin afsluit deur te sê, Jesus het vir Saggeus 'n mooi plan gehad. 'n Besonderse plan gehad. Hy het hierdie gat, hierdie leekol, hierdie eensaamheid, het hy kom vul. Glo ons, God het vir ons 'n mooi plan. Julle wat nog hier sit, wat nog in skool is, jy gaan volgende jaar graad 8 toe. Julle gaan volgende jaar na die hoërskool toe. In die hoërskool het God 'n mooi plan met julle. Jy gaan na graad 5 toe. God het 'n mooi plan vir jou in graad 5. So het elke een van ons iets wat volgende jaar vir ons wag, die onbekende. En God het 'n mooi plan daar. Glo ons dit? Kan ons dit ons eie maak? En ek wil graag hê, ek gaan nou vir ons 3 vrae vra. En ek gaan nie op die vraag antwoord nie, Jackie, jy kan na die volgende, vir ons 3 vrae vra. Kyk na hierdie woorde. Ek gaan 'n oomblik net van stilte gee en dink daaroor. Die eerste vraag is daar iets in my lewe wat ek probeer wegsteek vir Jesus? Tweede, voel ek soms ek pas nie in nie? En derde, het ek al ooit iemand seer gemaak? Ek gaan net gou 'n paar oomblikke gee van net stilte en daarna sal ek vir julle sê wat om volgende te doen. Maak julle oë rustig toe en kom ons dink oor hierdie 3 vrae. Ek wil graag hê, julle moet julle hande uitsteek, soos iemand wat iets vashou. En dan in julle harte saam met my sê, julle 3 kan dit ook saam doen. Steek julle hande uit soos iemand wat iets vashou. En dan as julle reg is, sê dan in julle harte, liewe Vader, hier is my pakkie van seer. Laat gaan as julle wil gaan en sê, Here, hier is my pakkie. Ek wil graag 3 laaste punte vir julle noem. Wat eintlik in hierdie verhaal van Saggeus gebeur het. Gaan julle 3 nou mooi luister. Gaan julle dit môre by die skool kan gaan vertel.
of vanaand vir julle ouers. OK. Wat hierdie verhaal van Saggeus beteken is, jy gee nie moed op nie. Daar's baie keer dinge wat die lewe na jou kant toe gaan gooi. Julle 3 het seker dit al klaar gesien, al die sleg, al die lelik, 'n toets of ek nie geleer het nie. En dan voel ek benoud. Wedstryd wat nie gegaan het soos dit moet gegaan het nie, dan voel ek benoud. Moet nie moed opgee nie. Moet nie op 'n kant gaan sit en jouself jammer kry nie. Saggeus het 'n plan uitgedink. En hy het in 'n boom ingeklim, want hy het besef, ek is meer as wat die lewe wil hê, ek moet wees. Doen moeite om naby aan Jesus te kom. Lees jou Bybel, dis daar vir 'n rede. Bid. Vra vir die Here om jou te kom sterk maak. En dan, wanneer Jesus praat, luister. Wees gehoorsaam. Laat toe dat hy jou verander. Laat toe dat hy hierdie leekol kom volmaak. Is julle 3 reg? So die eerste een is, moenie moed opgee nie. Die tweede een is, doen moeite om naby aan Jesus te kom. En die derde een is, luister as hy dan praat. Is dit reg? Gaan julle 3 hierdie woorde gaan oordra aan iemand? Wat is die 3 woorde? Die 3, ja? 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 Luister. Mooi, 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 mooi. Jesus wil by ons tuis kom. En my gebed is dat ons regtig vir hom 'n tuiste sal skep. Dat ons uit die boom uit sal klim en sal luister wanneer hy met ons praat. Amen. Liewe Vader, Here, ons sit vanoggend hier voor U en dit reën daar buite. Die aarde word geseën. En Here, ek wil vra, net soos wat die aarde besig is om geseën te word, wil U asseblief elke liewe een van ons se lewe ook kom seën. Kom vul met U teenwoordigheid. Kom vul met U liefde. Here, dat ons ook so Saggeus uit die boom uit sal klim en sal luister wanneer U praat. Dat U ons ook kan kom red. Dat U ook hierdie pad van die lewe saam met ons kan kom stap. Here, dankie vir U liefde. Behoed en bewaar ons in hierdie week wat voorlê, sodat alles wat ons doen en alles wat ons aanpak van U af sal kom. Amen.